So hoekom gaan dit so sleg met die Afrikaanse kerke? Afrikaanse kerke is wat besig om nou oor jare al agteruit te boer. Die lidmaatgetalle neem af. In baie gevalle kan dominees nie meer onderhou word nie. In baie gevalle is die kerkgeboue besig om te verval en so meer. En dit is nie net 'n plattelandse verskynsel nie, dit is ook iets wat in die stede voorkom. Hoekom gaan dit so sleg met die Afrikaanse kerke? Jare gelede, terwyl ek nog daar my eerste gemeente in Sannieshof was, gesels ek eendag met 'n oom daar, ek mag maar sy naam noem, dit was 'n oom Andries Buys, hy leef nie meer nie. En hy sê toe vir my die dag, jy weet dominee, ons mense het die vrees vir die Here verloor. Nou dit is iets wat my nogal bygebly het. Maar wat verstaan ons onder die vrees van die Here? En eerstens, dit is nie om bang te wees vir die Here nie, of dit is ook nie om paniekbevange te wees vir enige iets wat jou kan oorval nie. Dit is ook nie om bang te wees of bevrees te wees vir die Here se oordeel nie. Dit is doodgewoon die ontzag wat ons voorouers gehad het vir die Here. Ontzag, eerbied, respek, in volle afhanklikheid van die Here op 'n daaglikse basis te lewe. Jy weet, Psalm 25 sê dat die vrees van die Here, dit is die bepalende faktor in die verborgenheid, daardie verborgde verhouding wat ons met die Here het. En ons mense het die vrees van die Here verloor. Nou, hoe sal 'n mens dit meet? Hoe sal jy dit kan sien? En ek weet, dit is miskien dalk nie heeltemal billik om dit te meet aan hoe ons mense aantrek, wat hulle self voordoen wanneer hulle optrek na die eredienste toe nie. Jy weet, modes verskil. Dit wat vroeër jare as gepaslik en modieus en korrek en eerbiedwaardig gesien word, is vandag nie noodwendig meer so nie. Maar daar is tog 'n verskil. Daar is tog 'n verskil in die wyse waarop daar vroeër aangetrek is, die ingetoonheid, die kuisheid, waarmee die vroue en ook die mans hulle liggame bedek het. Alles aanduiding dat hierdie mense geleef het in eerbied en met ontzag vir die Here. En ons het pas ook nou gehoor dat die Here naby is aan diegene wat vir hom ontzag het. Die Here was met hulle, want hulle het kerke gebou. Daar was kinders gewees en die gemeentes was vol gewees. En maak nie saak hoe desperaat die kerkgemeenskap deesdae optree om geseën te wees in terme van groei of om lidmate te behou en lidmate aan te trek, hulle slaag net nie daarin nie. Spite daarvan dat die predikante, wat tot onlangs toe nog redelik, oordentlik hulle self voorgedoen het, hulle self redelik eerbiedwaardig voorgedoen het, ten spite daarvan het ons 'n geleidelike agteruitgang gesien met die jare. Ons het gesien byvoorbeeld dat mense al hoe meer loslid aantrek na die kerk toe, al hoe meer gemaklik begin raak,
al hoe gouer begin warm kry en dan trek die baadjie en later is dit sommer baie keer selfs 'n kortbroek of wat ook al. Enige iets wat die mens in sy gemak eintlik sou bevoordeel. En algaande het die vrees vir die Here al minder geword. En hoe minder die vrees vir die Here geword het, hoe meer sien ons het die kerke agteruit gegaan. Totdat predikers later voor 'n gemeente staan en dan is daar maar net 'n ou klompie wat daar voor hulle sit. En ten spyte daarvan dat allerhande moderne dinge in die kerk ingebring is en selfs postmoderne dinge wat die mens sal behaag, dinge wat hom sal aanspreek in sy hart, soos musiekbedieninge, allerhande ander dinge wat die gepredikte woord later vervang het. Ten spyte daarvan het die gemeentes in die kerke nog steeds agteruit gegaan en is hulle besig nog steeds agteruit te boer. Die feit dat daar nou allerhande amptdraers van allerhande soorte ook nou toegelaat word op die kansels, die feit dat daar nie meer enige seksuele etiek in die kerk is om van te praat nie, saamwonery, sodomitiese verhoudings, al hierdie dinge, dit word goed gepraat, dit word binne menslike terme en binne die akte van menseregte word dit selfs aanbeveel. Al hierdie dinge help nog steeds nie om die kerke weer vol te kry nie, om weer te sorg dat daar kinders in die kerk is nie, en om te sorg dat die kerk 'n toekoms het nie. So Psalm 25 sê, die vrees vir die Here, daarin lê die verborge verhouding wat elke mens in elke gemeente en elke geloofsgemeenskap ook met God het.